wêreld so die mekaar en ons sien hoe dat 3/4 van die wêreld Jesus Christus verwerp. My tema vandag is soos 'n hartsmag na waterstrome. Soos 'n hartsmag na waterstrome. En hierdie lewe en die wêreld sal verander wanneer die kinders van God werk wie smag na die woord van God. Soos wat 'n hert wat vir 'n week of wat sonder water gestap het. Die diere stap is baie keer, dan stap hulle soekend na water, dan stap hulle baie keer dae sonder water. En soos wat hy smag om by die water te kom, wanneer die mense so smag na die woord van God, soos daardie hert na die water smag. Dis wanneer die lewe sal verander. En wanneer u en ek smag na die water en ons drink daardie lewende water, dit is wanneer ons 'n verskil maak in ander mense se lewens. Amen. Ons kan nie 'n verskil maak as ek self nie die lewende water drink nie. As ek nie self die fonteine oopmaak om daardie water te drink nie. En hoe maak ons die fonteine oop? Deur te bid, deur in die huis van God by mekaar te kom, tussen kinders van die Here te beweeg, die woord van God te bestudeer, anderwoorde om ons met die regte dinge besig te hou. O, dit is wanneer ons daai water drink, maar smag ons so daarna, dat ons dit wel doen. Maar wat doen die mens? Die mens gaan teen God met alles in hom. Daarom weet jy dat selfs u en ek, nie een van ons sou hier gewees het, as dit nie vir die genade was. Maar die mens in sy natuur gaan teen God. Maar van ons het die genade kans aangegryp, en Jesus aangeneem, toe ons sy stem gehoor het. Nou die liedjie, dit was maar net 'n genade kans. Dit was maar net 'n genade kans. Daardie dag toe Jesus my siel kom red het. Dit was net 'n genade kans. Kom ons bid net saam. Baie dankie Jesus, weer eens vir u woord van môre. Baie dankie vir die groote genade oor elkeen van ons. Baie dankie ook dankie ook dat u beskik het, dat nie een van ons groot kan dink of groot kan wees in onsself nie. Want dit wat ons is ons omdat u ons lief het, en omdat u ons lief gehad het. O, my gebed is my Heiland, dat u vanoggend tot elkeen van ons sal spreek, dat ons werklik sal hoor wat u vanmôre vir ons wil sê. Dat ons sal verstaan dit wat u vir ons wil sê. En dat ons hier sal uitgaan en die woord aan die wêreld daar buite te sal bring. Maar dat ons nie net die woord sal bring, nie net woorders van die woord sal wees nie, maar dat ons daders van die woord sal wees. Dat mense wanneer hulle ons lewenswyse sien, dat hulle sal weet, ons is u kinders. Heilige Gees, my gebed is dat u deur my sal spreek. As u nie deur my spreek nie, is die woorde dood. Die woorde wat ek spreek is dood, as u nie deur my spreek nie. Daarom bid ek, Heilige Gees, spreek u deur my, sodat die woord kan lewe. Weereens as daar enige mag is wat die woord wil terughou vanmôre, breek ons daardie mag. In die naam van Jesus Christus. En niks en niemand gaan die woord terughou nie. Die woord sal bereik dit wat u ten doel het. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen en amen. Ons skriflesing Handelinge 2 vers 36 tot 42. Handelinge 2 vers 36 tot 42. Nou, ons het gesien die voorafgaande hier is waar Jesus gekruisig is en hoe dat Jesus toe nou opgevaar het na die hemel. En Handelinge begin met waar hy opgevaar het na die hemel, die hemelvaart.
Maar die volk wat nou hier teenwoordig is dieselfde volk, dieselfde mense wat geskree het, kruisig hom, kruisig hom. Petrus wat nou hier voor hulle staan en met hulle praat, is dieselfde man wat so bang was dat hy Jesus verloon het, dieselfde man, al die disippels wat weggekruip het nadat Jesus gekruisig is. En nou staan Petrus voor die volk en hy vertel vir hulle wat hulle gedoen het, dat julle skuldig staan voor God. En omdat julle skuldig is die toorn van God oor julle, maar daar is hoop. En dit is die boodskap aan ons vandag. Maak nie saak wat nie, daar is hoop, want ons hoop is in Jesus Christus. Amen. En my gebed is dat ons hoop altyd in Jesus Christus sal wees. Dat ons nooit ons hoop in enigiets anders sal stel nie. Nou hier praat Petrus nou en hy sê, laat dat die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onze God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag, die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, luister mooi, die wat sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. Tot sover. As ons kyk na Handelinge 1, dan sien ons hoe dat Jesus sy finale opdragte aan sy disippels gegee het, dat hulle eers moes wag dat die Heilige Gees oor hulle sou kom, en dan moes hulle uitgaan die hele wêreld in en die woord van God verkondig. Hulle moes in ander woorde disippels wees, want dit is wat 'n disipel is. 'n Disipel is iemand wat uitgaan en siele vir die Here wen. Elkeen van ons is veronderstel om betrokke te wees in die dinge van die Here en siele vir die Here te wen. Kan ek 'n amen kry? Elke een van ons. So kom ons leef dit uit, dit wat die Here vir ons leer. Nou nadat Jesus die finale opdrag aan sy disippels gegee het en Jesus in die hemel opgeneem is, het die disippels saam met 'n paar vroue en die moeder van Jesus bymekaar gekom en eendragtig volhard in gebed. Toe het die disippels, kom ons sê, toe hulle af was, toe hulle bevrees was, toe hulle onseker was oor die toekoms, hulle het nie meer geweet wat werklik gaan gebeur nie. Jy sien, Jesus is nou nie meer fisies by hulle nie. Hulle het wel geweet dat Jesus opgevaar het en geweet hy het gelewe, maar hulle het nie geweet wat op hulle wag nie. En die woord van die Here sê, toe hulle in hierdie onsekerheid was, het hulle bymekaar gekom en hulle het gebid. Hulle het die aangesig van God gesoek. En dit is wat u en ek ook in ons lewens moet doen. Maak nie saak wat in ons lewens gebeur nie, maar wanneer dinge op ons pad kom en ons is onseker, of selfs die vyand kom in en hy bring twyfel in ons harte, wat hy doen, want hy probeer, hy sal dinge op ons pad bring om ons te laat twyfel, dan weet ons wat om te doen. Ons moet bid. Soek die aangesig van God. En nou, wanneer ons sy aangesig soek, nou gee hy vir ons die lewende water, want terwyl ek aan hom aanbid het, het ek 'n put oopgemaak in die woestyn, en hy gee vir my daar die lewende water. Handelinge 1 vers 14 tot 15 sê, hulle het almal eendragtig volhard in gebed en smeking
saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. En in die dae het Petrus in die midde van die disippels opgestaan. Die skare van persone daar by mekaar was omtrent 120 en gesê, en toe het hy die woord van God verkondig. En hy het gepraat oor Jesus Christus. Hy het gepraat oor wat hulle gedoen het. Hulle moet besef, hulle is sondaars. Hulle moet besef, hulle het Jesus nodig. Net soos wat u en ek moet besef, ons het Jesus nodig. Nou elkeen van u wat hier teenwoordig is almal kinders van die Here wat Jesus al aangeneem het. Maar steeds moet ons besef dat ons Jesus daagliks in ons lewens nodig het. Ons het nodig om na Jesus te gaan en om vergifnis te vra vir ons twyfel, vir die dinge in ons lewe wat nie daar hoort nie. Ons moet in gebed na die Here toe gaan. Iets wat baie belangrik is wat ek graag aan u wil uitlig hier is, u sal sien dat hulle sê dat hulle by mekaar gekom, dit was die disippels saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. So, hulle was 'n klompie wat by mekaar gekom het. Nou, die moeder van Jesus, Maria, was ook daar gewees. Nou, ons weet daar sekere kerkgroepe wat Maria ook aanbid, veral uitlik die Katolieke. Maar hier sien ons duidelik uit die woord van God, dat Maria nie aanbid is nie, maar dat Maria self saam met die disippels was, en dat Maria Jesus aanbid het. U sien, nou was Jesus was God, Jesus was Here, en sy het dit geweet. En daarom het sy saam met die disippels Jesus aanbid. Daarom aanbid ons nie vir Maria nie. Ons aanbid Jesus. En nie vir Maria nie. So die woord is baie duidelik daar. Dan die woord van die Here sê dat hulle eendragtig volhard het in gebed en smeking. En ek gaan net so 2 Griekse woorde vanoggend vir u uitnoem. Die een is, die Griekse woord van eendragtig hier is homotimadon, wat praat van een gedagte. In ander woorde, hierdie mense het dieselfde gedagte gehad. Hulle het dieselfde denke gehad, nee. Hulle het saam gestem oor 'n saak. Waaroor het hulle saam gestem? Jesus Christus is Here. Jesus Christus is die Here. En daarom het hulle eendragtig saam kon bid. Hulle het saam gestem oor die saak. Nou, soos ek sê, hulle het die Here aangeroep, want hulle was nog verslae oor alles wat gebeur het, is dit nie so nie. Hulle het nog baie pyn en hartseer en hulle was nog verslae. En daarom het hulle op hulle knieë na die troon van God gegaan. En weet jy wat, kinders van die Here, as kinders van die Here moet ons meer op ons knieë wees en na die troon van God. Wil u werklik 'n lewe van volheid lei? En ek praat met myself. Wil u en ek waarlik nader en nader en nader aan die Here beweeg? Wil ons in sy teenwoordigheid kom? Dan moet ons meer op ons knieë kom in die aangesig van God. En dan, dit is wanneer jy so na aan God kom, dat jy, wanneer jy daar uit die teenwoordigheid van God uitgaan, hy is altyd saam met jou, jy het steeds die Heilige Gees uit jou, maar wanneer jy klaar gebid het, het jy geluister, het jy aan die voete van Jesus gaan sit het, en geluister het wat hy vir jou sê, wanneer jy daar weggaan, dan borrel jy oor. En nou kan jy mos nie stil bly. En jou lewe is 'n getuienis van wat jy beleef het. Jesus is heilig, God is heilig. Daarom kan ons as kinders van die Here nie lewe soos wat ons wil nie. Jy kan nie. Dis net nie moontlik om 'n onheilige lewe, 'n goddelose lewe te lei, maar dat jy eenmaal maar agter by God uitgekom het. Is dit moontlik?
En wanneer ons verkeerd doen, dan sal die Heilige Gees ons aankla, en die Heilige Gees sal tot ons spreek, want ons maak gedurig foute. Ons is mos maar geneig as mens, dan gaan ons maar van die pad af, nee. En as jy maar so 'n bietjie van die pad af, en die vyand maak jou so blind, dat jy dit nie raak sien nie, nee broer, hy maak ons so blind, dat jy kom dit nie eens agter nie. En dan kom die Here, en dan sal die Heilige Gees met jou praat, en jy sê, kyk mooi, kom terug. Daarom het ons die woord van God, as die lamp vir ons voet, en die lig vir ons pad. Gaan terug na die woord van God, en maak seker, ek is in die wil van God, wat ek ook al doen in my lewe. Waarmee hou ek my besig? Wat doen ek? Hoe tree ek teen ander op? Die woord sê vir ons, hulle het volhard in gebed en smeking. In gebed en smeking as hulle na die Here toe. En die Here het sy seën oor hulle uitgestort. Die Here het hulle gebede verhoor, net soos wat die Here ons gebede verhoor. Weet jy wat, miskien voel dit vir jou, die Here antwoord nie my gebed nie. Partykeer van dit lang. Die psalmdigter was in die put gewees. Psalm 40, nee. En die woord van die Here sê, hy het in die moddersluit, het hy weggesing, en hy was daar in die put. En hy sê, ek het die Here aangeroep, en hoor wat sê, hy sê, ek het lang op die Here gewag. Hy het aanhou roep, hy het nie moed opgegee nie. Hy sê, en ek het lang op die Here gewag, en die Here het hom na my toe neergebuig, hy het my hand gevat, hy het my uit die modder uitgetel, en hy het my op 'n rots gesit. En dis wat hy met ons doen. Wat jou omstandighede ook al is, hy haal ons uit, en hy sit jou op die rots. En nou wat jy op die rots staan, nou is jy veilig. Die vyand is nog daar, die vyand gaan jou aanval. Maar wie is die een wat gaan gly en val? Die vyand. Want jy staan op die rots. Op die rots gaan jy nie gly en val nie. Maar as ons nie op die rots is nie, dat ons gly en val en seer kry. So kom ons gaan na die troon van die Here. Maak nie saak wat ons omstandighede is. Ons gaan na die troon wanneer ons in die nood is, wanneer ons hartseer is, wanneer ons in sonde vasgevang is. Maak nie saak wat die omstandighede is nie, dan gaan jy na die troon van God en ons smeek om genade, want hy is 'n genadige God. Daarom dat Jesus in die kruis gesterf het, maar ook wanneer dit met jou goed gaan, gaan jy steeds na die troon van God, net om te sê, dankie. Doen ons dit? Hoe maklik is dit om te vergeet om dankie te sê? 10 melaatses word aangeraak. 1 draai om en sê dankie. 9 kom terug. Is dit nie so in ons lewens nie? Kom ons sê vir die Here dankie vir dit wat hy vir ons doen. Dat hy so goed is vir ons. En nou, wanneer ons die Here kan begin dank en jou seëninge begin tel, dan sal ons ook sien, dan sal het al hoe beter en beter met jou gaan. In Handelinge 2 vers 36 sê Paulus, sê Lukas, hy sê, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom, Here en Christus gemaak, is Petrus wat hier praat, gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Wat is die boodskap van Petrus hier? Petrus bring dit onder die volk se aandag, julle het Jesus gekruisig, julle is skuldig. En die volk het geen verweer nie, hulle kan hulle self nie verdedig nie, want hulle was die oorsaak dat Jesus gekruisig is. Dan sê hy vir hulle, gaan hy aan, hy sê, dat die Jesus wat julle gekruisig het, is nie net die Messias nie, maar hy is ook Here en Christus. Dis nie 'n titel wat hy aan homself gegee het, wat Jesus aan homself gegee het nie. Hierdie titel is deur God self aan Jesus gegee. Hierdie posisie van gesag. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom Here en Christus gemaak het. Hierdie Jesus wat julle gekruisig het.
Nou vandag is daar baie mense wat steeds kom met die storie wat sê Jesus is was maar net 'n profeet. Ons erken Jesus, maar hy is net 'n profeet. Die woord van God sê Jesus is Here en hy's God. Hier is dit baie duidelik. En dis nie Jesus wat self gesê het hy's God nie, die God self het gesê Jesus is Here. Hy is die Christus. Die Jesus wat julle gekruisig het. Die mense moet eens besef wat hulle gedoen het en dat hulle die dood verdien. Nou uit die voorgaande gedeelte het Petrus aan uitgewys wat hulle gedoen het en dat hulle moet besef dat hulle in die moeilikheid is. Die oordeel van God is oor hulle. Hulle verdien die dood. Hierdie Jesus wat julle gekruisig het, is Here oor alles. Oor die mens, oor die heiden en die Jood. Nie net oor die Jood, die heiden en die Jood, en oor alle mense, maar ook oor die engele, oor alle magte, oor alles. Hy is Here, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Petrus het ook aan hulle bewys in sy toespraak dat Jesus wel uit die dode uit opgewek is. En daar het God hom verhoog. Jesus, die Here, God het Jesus Christus self verhoog. En Jesus sit vandag aan die regterhand van God. En wat sê die woord van die Here vir ons? Hy tree vir ons in. So, die Here is al die pad daar om vir u en vir my in te tree. As ons kinders van die lig is, as ons Jesus Christus aangeneem. Die vyand kom gedurig en hy kla ons aan. Maar hy kla ons gedurig by onsself aan. Daarom moet ons sorg dat ons vergifnis van die Here ontvang. Want hy vergewe sy kinders. En daarom moet ons sorg dat ons onsself vergewe. Want Jesus het ons vergewe. En hy tree vir ons in. En nou wanneer die vyand kom, en hy sê, suster so en so, of broer so en so, het ek dit verkeerd gedoen, dan staan Jesus voor en toe sê die woord van God, dan sê hy, ek het reeds die prys betaal. Hy is vergewe. Jy verstaan, want die Here het vir ons gesterf. Die wat in die lig wandel, sy sondes word vergewe. So daarom, wanneer jy ewe skielik, wanneer mense, sê nou jy en jou vrou, of jy en jou man, of wie ook al, jylle ry nou in die kar, en jylle, daar is 'n geweldige rusie onder jylle. En jylle sê dinge wat jylle nooit sou gesê het, op daai oomblik, maar jou hele lewe, het jy die Here gedien. Jy is kind van God, jy wandel in die lig. Maar nou het jy gefouteer. Maar op daai oomblik kom jy in 'n ongeluk. En julle is al twee dood. Jou hele lewe het jy pad saam met die Here gestap. Jy het in die lig gewandel. Jy het jou lewe aan die Here gegee. Gaan jy nou hel toe? Nee. En dis presies waar 1 Johannes 1 en 2 gaan lees het maar baie mooi. Sê, hy wat in die lig wandel, sy sondes word vergewe. So jy sal nie hel toe gaan omdat jy een fout gemaak het in jou lewe, of op die verkeerde tyd 'n fout gemaak het. Want almal maak foute. Maar ons moet in die lig wandel. Dit beteken, ek doen dit nie altyd, ek hou nie aan met sonde nie, ek lewe 'n heilige lewe. Kan nie saamstem? Ek lewe 'n heilige lewe. Almal weet ek is 'n kind van God. Maar 'n kind van God kan ook foute maak. En ons maak foute. En die van u wat hier teenwoordig is, wat nie foute maak, die staan op en sien my net daar. Ek sal graag met u. Kinders van die Here, hy sê van hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Hy sê julle skuldig, julle verdien die dood. En so moet elkeen van ons vanmôre weet, ons het ook die dood verdien. Nou, ons is kinders van God. Ons het die dood verdien. Maar Jesus het ons die lewe gegee. Deur genade. Deur genade.
Daarom, en ek hoop elkeen van u is verseker van lewe. Jy is verseker die lewe, en dat jy die ewige lewe het. Is jy verseker daarvan? As jy nie verseker is nie, dan regtig, kom laat ons saam bid. Ons moet verseker wees, ons het die lewe. Nou, 2 vers 37, ek is amper klaar, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Die woord van die Here sê, hy sê hulle was getref in hulle harte toe hulle die woord hoor, en hulle het geweet, hulle is skuldig. Jy sien, hulle kon nie daarteen stry nie, want hulle het Jesus, die ene wat waaroor geprofeteer is, dat hy sou kom, die Messias, hulle het hom laat kruisig. Wat moet ons doen, toe hulle aangeraak is, roep hulle, en hulle sê, wat moet ons doen? Hoe kan ons die oordeel van God vryspring? Dis eintlik wat hulle gevra het, en Petrus gee hulle die goeie nuus. Hy sê, daar is iets wat julle kan doen. Julle kan na Jesus toe gaan. Jesus roep julle. Jesus wag vir julle. Hy wil julle vergewe. Kom net na hom toe. Bely jou sondes. Erken dat jy hom nodig het. Erken dat jy 'n sondaar is. Handelinge 2 vers 38. Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Nou bekeer julle, die Engels volgende woord, die Engels gebruik die woord repent. Bekeer is 'n ommekeer. Repent is ek bely, Here vergewe my, ek was verkeerd. So, wat sê hy nou eintlik? En daarom gaan ek toe na die Griekse woord toe, en die Griekse woord is die woord metanoko, wat praat van om waarlik berou te hê, en om 'n ommekeer te maak. In ander woorde, hy gooi al twee woorde saam, so nie die Engels of die Afrikaans gee die volle beskrywing nie, maar wat die woord van die Here vir ons sê oorspronklik in die Grieks, is dat jy moet berou hê, jy moet dit bely, en jy moet omkeer, en jy moet die ander pad stap. Om pyn, hartseer en rou te betoon. Anderwoorde, ek is werklik hartseer oor wat ek gedoen het. Jy sien deesdae baie keer in kerk, en ek val geen kerk aan, die mag ons nooit 'n kerk aanval nie. Maar mag ons ook net op die woord van God staan. As jy baie mense, ek verstaan massas mense voor, en hulle gee hulle lewens aan die Here, baie mooi, mense wil graag hê die hele wêreld moet tot bekering kom. Maar hoeveel keer sien jy geen berou nie, jy sien geen trane nie. En ek kan nie verseker, wanneer jy werklik berou het en besef wie jy is en wat jy gedoen het, sal daar trane wees, want jy sal besef dat jy teen God gesondig het. En dan sien jy hulle op die TV, hulle omdraai, en die een vat sy chommie op die nek, of vat sy maat, en hulle lag, en hulle gesels, en hulle stap terug. Dan kan ek maar net wonder, het hulle werklik tot bekering gekom, maar daar is geen berou nie. Daar moet berou wees. Bekeer julle. Toon berou. Here, ek is sondig. Here, ek het U nodig. Vergewe my, en nou draai ek om, en ek stap nie meer daai pad nie. Want as ek berou gehad het, sal ek mos nie weer dit doen nie. Hoe kan ek dit weer doen? En dit is ook waarmee ek dan sluit. Dis wanneer jy Jesus aanneem, en wanneer jy om vergifnis vra, is dit nie net lippetaal. Elkeen van ons weet, want almal van julle, ons almal het kinders gehad, en ons self was kinders. En jou ma sê, vra om verskoning. Jammer, ek is jammer, dan sê jy, jy weet. Maar jy weet net so goed soos, daai kind het glad nie bedoel wat hy sê toe hy gesê het is jammer nie. Is dit nie so nie? Nou net so, kan ons ook na die Here toe gaan en sê, jammer, maar ons bedoel niks nie.
Jy weet wanneer iemand oor jou verskoning vra en hy waaragtig berou. Of al wat hy net sê jammer, want ek moet sê jammer en dan weet hy mamma gaan my nou los. So, kom ons doen dit op die regte manier. Kom ons gaan na die Here toe en ons sê Jesus, vergewe ons. Vergewe ons sondes. En ek gee my lewe vandag aan U oor. En nou stap ek die pad saam met Jesus. En nou, omdat ek berou gehad het, en ek die pad saam met die Here stap, nou is ek 'n getuie vir Jesus. En nou kan ek 'n verskil in die wêreld buite gaan maak. Nie voor dit nie. Amen. Baie dankie Jesus vir die woord. Dankie dat U werklik soveel vir ons omgee. O, my gebed is dat elkeen van ons werklik ons lewens volkome aan U sal oorgee. O, my Heiland, help elkeen van ons om in die lig te wandel. Gee dat ons in die lig van die woord sal wandel en dat ons 'n verskil sal maak in die wêreld. Bid U die dinge in die naam van Jesus Christus alleen. Gee dat U die saad wat gesaai is, dat dit sal groei en dat dit sal vrugte dra. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.